In die stroombaandiagram is al die weerstande identies. Ignoreer die interne weerstand van die sel en die weerstand van die verbindingsdrade. Wanneer skakelaar S gesluit is die lesing op voltmeter V1 3 volt. Wat sal die lesing op voltmeter V2 wees? Die korrekte antwoord is C, 2 volt. Die lesing op V1 is 3 volt. Nou, om hierdie stroombaandiagram bietjie makliker te maak, gaan ek dit oorteken. Nou let daarop. Die stroom vloei tot by hierdie punt en dan verdeel dit. Hier's 2 parallelle takke. En dan vloei dit deur resistor R en by hierdie punt verdeel dit ook in 2 subtakke, as jy dit so wil noem. En dan hierdie 2 subtakke, hulle sluit weer by mekaar aan en dan sluit die onderste tak dan by hulle aan. So, daar is 2 takke en die boonste tak het 2 subtakke. Nou kom ek teken dit oor, dan gaan dit vir jou meer sin maak. So duidelik kan jy sien, die stroom verdeel in 2 takke by hierdie punt en dan vloei dit weer saam by daardie punt. En dan kan jy ook sien dat by hierdie punt verdeel die stroom in 2 takke verder. Nou wat ons kan doen is, ons kan fokus op hierdie 2 weerstande in parallel en ons kan die effektiewe weerstand bepaal deur gebruik te maak van die kortpadmetode. Die kortpadmetode kan ons gebruik as daar weerstande in parallel is met dieselfde grootte. In hierdie geval R en R, dieselfde grootte. Wat jy doen is, jy vat een van daai weerstande, R, en jy deel dit deur die aantal weerstande in parallel. So dis R op 2. As daar 10 was, R op 10. As daar 1000 was, R op 1000. So ons kan hierdie stroombaandiagram nog verder vereenvoudig. Nou weet ons dat die stroom wat deur hierdie weerstand vloei, gaan dieselfde wees as die stroom wat deur daardie weerstand vloei. En kom ons sê daardie stroom is I. Dis I daar, dis I daar, dis I daar. Ons kan dus sê dat V2 is gelyk aan die stroom deur R en dit is I, maal met die weerstand van R en dit is R. Nou kom ons sê, hier is nog 'n voltmeter, V3 oor R oor 2. En dan gaan V3 gelyk wees aan die stroom daardeur en dit is I, maal met die weerstand. En ons het dit gaan uitwerk as R oor 2. Met ander woorde, as ek dit bereken, kry ek 'n half IR. En wat is IR? IR is V2. Met ander woorde, V3 is die helfte van V2. En wat weet ons? Ons weet die potentiaalverskil oor die onderste tak moet dieselfde wees as die totale potentiaalverskil oor die boonste tak. So V1 is gelyk aan V2 plus V3. En dit is gelyk aan V3 het ons nou die waarde voor as 'n half V2. So V2 plus V3 gaan wees V2 plus, wat is V3? V3 is 'n half V2. So 3 oor 2. 1,5 V2 is gelyk aan V1. En wat is V1? V1 is 3 volt. Dit is hierdie waarde wat ons daar het. En as ons dit deel met 3 en maal met 2, dan sien ons V2 se lesing is 2 volt. En wat gaan V3 dan wees? V3 is die helfte daarvan. So met ander woorde, V2 gaan 'n lesing gee van 2 volt en V3 gaan 'n lesing gee van 1 volt.